saam met my blaai na Lukas hoofstuk 15 toe. Lukas 15, die baie bekende gedeelte, wat in ons Bybels getitel is, die verlore seun, wat ek so 'n bietjie die klem op 'n ander plek wil sit vanoggend, en ek wil net met jou profeties so deel, reeds van vroeg hierdie week af, het ek in my gees ervaar, dat hierdie die woord is wat ek vanoggend moet bring, en so ek weet nie wie jy is nie, maar as jy onlangs gekies het om te sê, Here, ek wil weer nader kom aan U, soos wat die verlore seun op 'n stadium gekies het, as jy iewerster hierdie week reeds die besluit geneem het, want dis hoe ek dit ervaar het, is jy het besluit, jy wil die Here dien, ek wil hê jy moet opsit en mooi luister, want vanoggend is spesiaal vir jou. Amen. As jy miskien so net in 'n seisoen is wat ek dalk kan beskryf as moontlike 'n lou seisoen, wil ek ook hê dat jy sal mooi luister en ek bid dat die waarheid van God se woord regtig my en jou harte sal aanraak vanoggend. Nou in die algemeen, as jy 'n pastoor vra of hulle uit 'n bekende of 'n onbekende gedeelte die Bybel wil praat, dan kies ons gewoonlik die onbekende gedeelte. Want dan, wanneer ons sê, dan val dit lekker in die ouens se harte. Maar as jy 'n bekende gedeelte uitpraat, dan is almal soos, nee, maar ek het al hierdie gehoor. Hey, julle weet waarvan ek praat. Ek wil bid dat hierdie bekende gedeelte vir jou 'n nuwe betekenis sal kry vanoggend, omdat jy kies om ook met jou hart te luister, en dit wat die Here sê. Nou ons verhaal begin eintlik in vers 11, maar ek gaan vir jou die eerste gedeelte vertel, en dan gaan ons saam lees van vers 22 af, en so ek herinner jou net, dat Jesus vertel 'n gelykenis in Lukas 15, en in vers 11 begin hy sê vir ons, dat daar was 'n pa gewees wat 2 seuns gehad het, 'n ouer seun en 'n jonger seun, en hierdie jonger seun het na sy pa toe gekom, en vir hom gesê, pa, gee aan my erfdeel. Dit was 'n ander manier om te sê, pa, vir my is jy dood. Of, ek wens jou dood. Gee aan my erfdeel. En hierdie jong seun het gegaan na die heidene, na die vreemde land, en hy het sy erfdeel, wat die Bybel sê, hy het dit daar deurgebring, hy het alles daar deurgebring, en hy het begin gebrek ly. En daar was hongersnood in die land. En hy het hom eventueel toe nou by 'n ander boer, hy het hom daarby gaan voeg, en hy moes varke opgepas het. Iewers in hierdie oomblik van die varke oppas, kom hy tot homself. Hy besef, maar selfs sy pa se slawe is beter af as wat hy nou is, en hy besluit om terug te gaan na sy pa toe. En ek lees dan vir jou in vers 22, as hierdie verlore seun by sy pa aankom. Is maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek dit aan. Gee 'n ring in sy hand en skoene vir sy voete. Bring die vetgemaakte kalf, slag dit en laat ons eet en vrolik wees. Want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword. Hy was verlore en is gevind. En hulle het begin vrolik word. Meeste van die tyd is ons hierdie storie in die kinderkerk leer ons hom net tot daar, maar bly asseblief by my, want die volgende gedeelte is baie belangrik. En sy oudste seun was in die veld, maar hy het al nader na die huis gekom, toe hoor hy die musiek en die beerdsange. En hy roep een van die diensknegte na hom toe en vra, wat beteken dit? Die sê toe vir hom, u broer het gekom, en die vader het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het. En hy het kwaad geword en wou nie binne gaan nie. En sy vader kom toe uit en smeek hom. En hier volg die gesprek tussen die seun, die ouer seun, en ook die goeie pa. Maar hy antwoord en sê vir sy vader, kyk, ek dien nie al so baie jare, en ek het nog nooit u gebod oortree nie, en vir my het u nooit 'n bokkie gegee nie, sodat ek dit saam met my vriende vrolik kan wees nie. Maar toe hierdie seun van u kom, het u goed met hoere deurgebring het,
het hy vir hom 'n vetgemaakte kalf geslag. En toe sê die pa vir hom, kind, jy is altyd by my, en al wat myne is joune. Ons moet tog vrolik en bly wees, want hierdie broer van jou was dood, en hy het weer lewendig geword. Hy was verlore, en hy is gevind. Jy sien, dis op grond van hierdie pa, wat ek hierdie tema, ek het gewonder, wat sou ek tog kon sê, om te beskryf die goedheid van hierdie pa, en ek het besef, dis onbeskryflik, want ek kan nie dink nie. Kan jy dink hoe moet dit voel vir jou as pa, as jou seun na jou toe sou kom en vir jou sê, ek wens jy is eintlik dood, gee net aan my erfporsie, gaan dan en hy gaan mors dit als. Ek weet nie of jy dit weet nie, maar die klein italics, wat vir ons die temas is, as julle nou met my is, nee, so, dit was nie van die begin af daar nie, ek weet nie of jy, Jesus het nie die tema vir hierdie gelykenis gegee nie. Jesus het net die gelykenis vertel, so om en by 150, 200 na Christus, het hulle begin praat van die temas waaroor dit gaan, en die klem gesit op die verlore seun. Ek wil maar net sê, ek verstaan dit gaan oor die verlore seun, maar ek dink die goeie pa, die onbeskryflike goeie pa, moet ook iets wees waarop ek en jy fokus, want jy sien, ons kan partykeer so lam gelê word, wanneer ons op onsself bevind, op die plek van hierdie verlore seun. Wanneer ons lewens leef, wat ons weet, God nie verheerlik nie, wanneer ons weet, ons is nie heeltemal op die regte plek nie. En dan kan ons partykeer onsself so vasstaar aan ons verlorenheid, aan ons verkeerde gedrag, dat ons vergeet, dat ons het 'n onbeskryflike goeie pa. Onbeskryflik goed. Jy kan dit nie imagine nie. En so ek wil jy net so 'n bietjie deur hierdie 3 plekke vat, dat terwyl die seun weg is, die seun wat homself gekom het, en ook wat na dit gebeur het. So in vers 14 van hoofstuk 15 sê hy sê, en toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land, en hy het begin gebrek ly. Die eerste vraag wat ek jou wil vra is, volgens jou, was dit die hele tyd vir die verlore seun sleg terwyl hy weg is? Okay, yes, ons nie, goed. Dit was nie die hele tyd sleg nie. Daar was hier die goeie oomblikke. Daar was waarskynlik, menslik gesproke, lekker oomblikke. Die partytjies, en die drank, en alles wat daarmee saamgaan. Vir sy vlees, miskien lekker. Op 'n stadium het hy baie geld gehad. Al sy behoeftes was in voorsien, en dit was alles alright gewees. Dit was nie net sleg nie. Maar jy sien, later lê hy gebrek, en dan is hy soos heeltemal die uiterste, en hy sit hier so in die vark, en hy sê vir homself, jene, ek is so honger, ek wil eintlik die pele eet wat die varke eet. Nou, ek wil net, moet asseblief nie jou goeie omstandighede gebruik as 'n maatstaf of jy in jou vader se huis is of nie. Moet asseblief ook nie jou slegte omstandighede gebruik as 'n maatstaf van of jy in jou vader se huis is of nie. Dit is nie 'n goeie liniaal om te gebruik nie. Ons omstandighede getuig nie altyd van ons nabyheid teenoor die Here nie. En so ek wil hê dat jy my mooi hoor, dat ons het 'n onbeskryflike goeie pa, en ons hoort in sy huis, dis waar ek en jy behoort te wees. Maar as ek dink, dat wanneer ek die Here dien, moet dit net met my altyd goed gaan, sal ek altyd 'n wipplank verhouding met die Here hê. As ek dink dit moet altyd net met my sleg gaan, sal ek dit ook mis. Jou omstandighede is geen goeie maatstaf vir of jy naby die Here is of nie. Hoor my seker. God laat dit reën oor die regverdiges en die onregverdiges. Een van ons gunsteling psalms, Psalm 23 sê, al gaan ek deur die dal van doodskaduwee. Terwyl hy weg was, was daar goeie en slegte omstandighede. Hy was nog steeds nie by sy pa nie.
Die Bybel sê vir ons dat toe hy nog ver was, het sy pa hom reeds gesien. En jy kan nou op een van twee maniere redeneer hieroor. Jy kan redeneer dat sy pa maar besig was met die verloop van die dag, en toevallig was hy nou maar net iewers waar hy die seun kon sien, en daarom het hy hom gesien. Of, en ek is geneig om meer so te redeneer, en as jy al ooit ver van jou kind af was, mag jy dalk weet waarvan ek praat. Ek dink die pa het gereeld gaan kyk. Is my kind nie miskien op pad nie? En hierdie dag was net die dag wat hy hom gesien het. Jy sien, daar's iets in ons Vader se hart, wanneer ek Romeine 5 vers 7 en 8 lees, hy sê, want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe, maar God bewys sy liefde vir ons, sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons sterf, toe ons nog sondaars was. Ek hoop om iets te skuif hier in die begin van die woord. Ons kan nie presteer vir ons pa se liefde nie. Die storie van die verlore seun, of dalk dan nou die onbeskryflike goeie pa, bevestig hierdie waarheid. Hy het die oudste seun wat hom getrou gedien het, en die verlore seun, die jongste seun, wat 'n draai daar aan die kant by die heidene gaan maak het, hy het hulle eweveel lief. Onthou jy nog vanoggend? Onthou jy dat hy jou genuine lief het? Of jy al wys gekies het of nie, of jy op die regte pad is of nie, hy het jou lief. Hy bewys sy liefde vir ons daarin, dat terwyl ons nog sondaars was, het sy seun vir ons gesterf. En nou kan jy redeneer en sê, nee, maar Jesus is nie 2000 jaar terug voor ek nog gebore was, hy het nie toe al gesterf nie. Jy is reg. So Paulus skryf hierdie vir die mense wat op daardie stadium geleef het, en ek en jy kan dit ook van toepassing maak op ons vandag waar ons leef, dat God het my en jou lief, irrelevant van wat ons doen. Maar hier is die belangrike deel. Die belangrike deel kom in vers 17 en ek hoop regtig dat jy my hart optel vanoggend, want vanoggend is baie belangrik. Want ek glo dat hier manne en vroue en selfs jong mense voor my sit wat moet terugkom huis toe. En jou pa roep jou vanoggend. Maar hoor wat gebeur in vers 17. Maar hy het tot homself gekom. Hoor my, hy het tot homself gekom. Nou dink so 'n bietjie daaroor terwyl ek jou hierdie storie vertel. Ons vat in Appington die tieners op 'n tienerkamp. Nou in Appington so op 'n plaas, seker so amper 100 kilos buite die dorp in Appington. En dit is 'n survival kamp. Nou hulle het gedink dit gaan bietjie meer wees so Survivor, jy weet, hulle wou opteam en mekaar uitstem. Ons het gesê dis 'n survival. Vang jou eie kos en oorleef, verstaan? Dit was so 'n bietjie van 'n descriptancy gewees. En iewers ter Saterdag aand, toe ons hulle nou vir die 4de keer wakker maak en hulle laat houtpale dra dat ons net die tieners kan moeg kry. Toe's daar 'n seun wat toe nou moeg is vir die kamp. En hy besluit, nou loop hy huis toe. Hulle kom sê my 2 ure nadat hy geloop het. Nou, die indemnity het nie wegloop opgehaat nie. Ek moet die ma se kind terugkry by haar. Hier gaan 'n probleem kom. En hy het gegaan. So 5 uur die oggend, toe dit nou bietjie meer lig is, nou begin ons hom soek. Maar ons kry hom nog steeds nie. Ons klim naderhand in die kar en ons ry. En ek sal hierdie prentjie nooit vergeet nie. Hierdie jong witkop seun op 'n grondpad in Appington met al twee sy skoene se veters aan mekaar vasgemaak, sy skoene hang hier.
Sy hemp is uitgetrek, hy het sy hemp geknoop. Hy loop so kop af. Nou, as ek toe kom sien, jy's verskriklik kwaad en gelyktydig ontsettend dankbaar. En toe ek by hom stop, toe staan 'n oomblik van stilte en oogkontak. En hy sê vir my, ek het besef, dit sal nie help ek loop nie. En toe ek dit sien, toe ervaar ek iets van iemand wat tot homself gekom het. 'n Besef, hier die rigting waarin ek gaan my nêrens heen vat nie. Dit maak nie saak hoe kwaad of hoe moeilik, hoe ongemaklik dit mag wees nie. Ek gaan niks bereik deur aanhou om hierdie rigting in te gaan nie. Hierdie verlore seun moes tot homself gekom het. En hoe sal dit dan nou lyk in my en jou lewe vandag? Hier is hoe ek dink dit lyk, Johannes 15:5. Hy sê, ek is die wynstok, julle is die lote. Wie my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Hier is die belangrike een. Want sonder my kan julle niks doen nie. Wat ek hoop, elke een wat vanoggend opnuut die onbeskryflike goeie Pa wil nader en wil saamleef en in sy huis wees. Ek hoop dat jy tot jouself sal kom om te besef dat sonder hom kan jy niks doen nie. Die waarheid van die lewe, die grootheid van die lewe. Jy kyk dalk na ander mense se lewens en jy dink, dit is, as ek net dit kan hê, dan sal ek okay wees. Weet jy wat het jy nodig? Jy het Jesus nodig. Dis wat ons moet ons goeie Pa leer ken. So wil jy die beste huwelik hê wat jy nog ooit in jou lewe gehad het. Want sonder my kan jy niks doen nie. Kry Jesus weer die middelpunt van jou huwelik en jy sal sien. Wil jy die beste besigheidsman wees wat jy nog ooit was? Wil jy sien hoe die Here wonderlike goed doen? Sê die woord van die Here nie vir ons, soek eers die koninkryk van God, dan sal al hierdie dinge vir jou bygevoeg word nie. Die draaipunt, die oomblik wat hy tot homself kom, is die oomblik toe hy besef hoe nodig het hy Jesus. Jy sien, want wanneer ek besef hoe nodig het ek kom, kan ek mos nou nie aanhou met my sonde nie. Ek kan nie aanhou met my swak gedrag nie. Die seun het nie tot hier gekom en gesê, wel ek is nou moeg vir hierdie storie, ek gaan nou 'n bietjie by hierdie ou vir wie ek nou werk, ek gaan nou by hom geld leen, en dan gaan ek nou weer terug gaan hier na die heidene toe, en dan gaan my willepartytjies aanhou mee nie. Nee, hy het tot homself gekom en hy het gestop wat hy gedoen het. En is baie belangrik dat toe hy die Pa ontmoet, toe hy die Pa sien, toe sê hy vir sy Pa, ek het gesondig teen die hemele en voor U. Ek wonder partykeer of daar nie baie verlore seuns en dogters daar buite is, omdat ons nie meer kan sê, jammer ek is verkeerd nie, of ek was verkeerd nie, omdat ons nie meer kan erken dat ons het gesondig teen hierdie onbeskryflike goeie Pa van ons nie. Jy sien, ek wil regtig tyd spandeer op hierdie volgende gedeelte, omdat ek glo dat die Here ook met jou wil praat. Jy sien, so daar was hierdie tyd wat hy weg was, daar was hierdie groot oomblik wat hy besef het. En toe het hy teruggekom. Nou net vir interessantheid, bly net by my, net vir interessantheid in vers 22, en sy vader het vir hom sy beste kleed, en het vir hom 'n ring gegee, en het skoene vir sy voete gegee. Nou net vir interessantheid, in die Bybelse tyd het hulle kleed gepraat van hulle status, so hoe mooier my kleed was, jy weet, hoe meer status het ek gehad, en so die Pa kom herstel ook die kind se status. Die ring was my simbool van autoriteit gewees, en so hy kom herstel ook sy autoriteit. En dan baie belangrik, die skoene aan sy voete, as hy teruggekom het en hy het vir sy pa gewerk as 'n slaaf, dan moes hy
kaalvoet gebly het. So die slawe was die ouens wat kaalvoet was. En so deur vir hom sandale te gee, sê hy ook vir hom, luister, jy gaan nie 'n slaaf in my huis wees nie. En so, vir jou wat terugkom, vir jou wat weer nader kom aan die Here, vir jou wil ek net sê, luister, moenie dat hierdie labels wat almal op jou wil plak, moenie dat dit jou so karring nie. Trek jou ander baadjie aan. Die Vader gee vir jou 'n ander baadjie. Herstel jou status. Moenie heeltyd twyfel in jou autoriteit nie. Moenie heeltyd voel, ag, ek kan nou nie en ek kan nou nie. God gee ook vir jou autoriteit. En groot asseblief, ek vra jou baie mooi, kom uit die verdienste paradigma uit, dat jy dink jy moet nou 20 ure op 'n dag kan bid, net om half op te maak vir die laaste 20 jaar se geen gebed nie. Dit werk nie so nie. Kom terug en neem jou plek en jou posisie in die huis as 'n seun van die almagtige God. Ons het 'n onbeskryflike goeie Pa wat ons ook herstel. Nou, toe hy nou terug is, vers 29, hoor wat gebeur. Hy sê, maar hy antwoord en hy sê vir sy vader, nou praat die oudste seun met die pa. Hy sê, kyk, ek dien u so baie jare. Ek het nog nooit u gebod oortree nie. Vir my het hy nooit eers 'n bokkie gegee, dat ek saam met my vriende vrolik kan wees nie. Jy sien, ons dink soms, wanneer ons tot onsself gekom het, wanneer ons die besluit geneem het, is die stryd verby. Daar is 'n deel 2 van hierdie gelykenis wat Jesus vertel, wat ek hoop jou genuine sal help vanoggend. Ek wil hê dat jy sal weet, as jy jou posisie sal inneem, as seun en dogter in die huis van die Vader, sal dit wees omdat jy jouself nie steur aan die gemoed van die oudste seun nie. Hoor my baie mooi wat ek jou nou sê. Mense dink goed, mense bedoel goed. En dis reg. Ons besef nie altyd in ons gedrag, hoe laat ons die ou langs ons voel met ons woorde nie. Jy kan nie jouself steur aan die ou langs jou nie. So Galasiërs 6 vers 4, hy sê, maar laat elke een sy eie werk op die proef stel, en dan sal hy grond vir roem hê, nie alleen vir homself wat homself betref nie, maar, alleen wat homself betref, en nie wat ander betref nie. Maar laat elke een sy eie werk op die proef stel. Kan ek jou net wys wat is die strategie van die vyand? Hier is die strategie van die vyand. Nou besluit jy, ek gaan nou vandag kerk toe kom. Nou kom sit daar iemand voor jou, en jy weet, hierdie ou, hy doen mense in, hy steel mense se geld, of hy doen goede wat verkeerd is. Nou sê jy vir jouself, ek wil nie in dieselfde kerk wees as skynheilige mense nie. En nou bly jy vir 5 jaar nie by die... Kan jy sien wat het nou gebeur? So nou jou werke is nou gegrond op sy werke. Jou swak gedrag word nou geregverdig deur sy swak gedrag. Luister hier, elke een van ons wat hier sit vandag, hoor my seker, elke een van ons het sy genade verskriklik baie nodig. As jy dink jy het nie die genade van die Here nodig nie, het jy groot moeilikheid. Los die ou langs jou. Jy gaan, elke een gaan moet sy eie werk op die proef stel. Ons gaan alleen voor die Here staan. Jy gaan nie namens die ou langs jou voor die Here staan nie. Hy moet maak wat hy moet maak, maar jy moet maak wat jy moet maak. Moenie die ou langs jou se gedrag gebruik om jou gedrag te regverdig. Dit sal 'n fout wees. Man, ek hoop hierdie beteken vir jou soos wat dit vir my beteken het, maar hoor net, sekerlik die bekendste voorbeeld wat ons hiervan het, is aan die einde van die boek wat Johannes skryf, vertel hy die storie dat na Jesus opgestaan het uit die dode uit, verskyn hy aan die disippels, hulle eet ietsie saam op die strand, en Jesus begin met hulle praat, en hulle kom op 'n stadium agter, dis Jesus hierdie, en hulle begin vra, en hoe gaan goed wees, en so aan, en so meer. En terwyl hy met Petrus praat, sorry Petrus, jy sal weer nie. Terwyl hy met Petrus praat, sê hy vir Petrus hoe hy gaan sterf eendag. En Petrus se onmiddellike reaksie op Jesus se woorde,
Is wat van Johannes? Wat gaan met hom gebeur? Vertel ook vir hom, hoe gaan hy sterf? En Jesus antwoord hom, hy sê, maar Jesus antwoord, hy sê, as ek wil hê dat hy moet bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Die enigste manier wat jy as verlore seun regtig in die huis van jou vader kan operate, is as jy op 'n plek is waar jy sê, ek sal my oë op Jesus hou en ek sal hom volg. En nie wat hier om my gebeur, hulle moet maar gebeur. Dit is wat dit is, laat hulle maar gaan. Ek sal aanhou om Jesus te volg. Dit maak nie saak wat die mense om my sê nie. Mense gaan jou moeg maak, jy geweet. Het jy geweet kerkmense is dieselfde as OK mense? Hulle is dieselfde as paar mense. Hulle kry nie skielik vlekkies as hulle hier inkom nie. Moenie jouself moeg maak met die mense om jou nie. Moenie dat daai oudste boetie jou spoed breek nie. Ek wil begin klaarmaak en ek wil jou, want hier is die prentjie wat ek gesien het. Die Bybel sê vir ons die pa het hom van ver af gesien kom en toe hardloop hy. Nou, die eerste ding wat jy moet weet is dit was een van die, wat is Afrikaans vir dishonoring, oneerbaarste dinge om te doen. 'n Ou man in die Bybel mag nie gehardloop het nie, vir hierdie rede. Dit beteken hy het nooit in sy lewe geleer om sy tyd te bestuur nie. Dit beteken hy het nie mense gehad wat goed vir hom kon gedoen het nie. Jy was dan arm en 'n bietjie stupid. Dis hoekom jy moes hardloop. Verstaan, so hulle het verskriklik neergesien, veral op ouer ouens wat moes hardloop. En nou sien ek die ouens wat nie wil draf nie, is baie bly oor wat ek hulle nou vertel. Julle het nog heeltyd gewag vir daai een, hè? So hy doen homself 'n geweldige oneer aan deur te hardloop. Maar hier's die deel wat nie heeltemal so bekend is nie. Daar was 'n seremonie gewees in die Joodse kultuur. Kezaza, K-E-Z-A-Z-A-H, Kezaza. En Kezaza was dit. As iemand sy erfdeel op die heidene gaan mors het, as hy sou terugkom, sou die gemeenskap hom soos hy inkom, sou hulle hom ontmoet het. En hulle sou 'n erdekruik voor sy voete neergegooi het. En hulle sou hom weer weggejaag het. Jy sien hierdie pa is besig om sy seun te red. Hy wil by sy seun kom voordat die gemeenskap by hom uitkom. En so die rede hoekom ek glo dat hy het gaan kyk, kom my seun, is omdat hy geweet het as die gemeenskap hom sien voordat ek hom sien, gaan hulle hom wegjaag. En so hierdie onbeskryflike goeie pa verneder homself nie net alleen om na sy seun toe te hardloop nie, hy gaan beskerm sy seun en sy kom hier in my huis in voordat die gemeenskap jou in die hande kry. Ek glo in my hart daar's manne en vroue vanoggend hier wat moet terugkom huis toe. En ek wil hê jy moet die prentjie sien, hoe God in die grootheid, sy grootheid, nie jou nie net met oop arms verwelkom nie, maar na jou toe hardloop. En vir jou sê, daar's vir jou plek in sy huis. Ek wil afsluit deur jou te herinner, dat die verlore seun is maar een van die stories in Lukas 15. Daar's ook die verlore muntstuk, en daar's ook die verlore skaap, en die punchline vir al hierdie stories is almal dieselfde. In Lukas 15:7 sê, ek sê vir julle, dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, meer, so hy weeg dit op, meer as oor 99 regverdiges wat die bekering nie nodig het nie. Hoor jy? Hy weeg iets. Hy weeg 99 regverdiges. En hy weeg een ou wat homself nie heeltemal sien as regverdig nie. Een sondaar. En hy sê wel, die hemel sal blyer wees oor hierdie een.
Nie net jou oë sluit vir 'n oomblik nie, want ek glo Vader wil herstel bring vanoggend. Sien, ons is almal op ons eie journey. En so, miskien is jy op die plek waar jy sê, ek's die verlore seun, ek sit soos letterlik in die varkhok en ek weet ek is nie waar ek moet wees nie. As dit jy is vanoggend, wil ek vir jou sê, dit is so maklik soos kom tot jouself. Kom tot jouself. Maak eenvoudige besluit, besef hoe nodig jy die Here het. Erken Jesus as jou verlosser en saligmaker en kyk hoe sal hy jou lewe verander. Ek dink daar is ander ook wat reeds besef het. Jy het besef. Jy het besef hierdie varkhok is nie jou plek nie. Maar jy voel jy ruik nie reg nie, jy voel jy lyk nie reg nie, jy voel. Ek sien in my gees, daar's mense wat al opgestaan het uit die varkhok uit, jy het al begin loop. Maar dan begewe jou gemoed jou, dan gaan jy maar terug na dit wat jy ken. Dit wat jy dink veilig is. Jy weet jy hoort nie daar nie, maar jy dink dit is daarom veilig. Ek wil jou aanmoedig. Jy het 'n onbeskryflike goeie pa. Kom terug in die huis van jou Vader. Daar is ook ander vanoggend hier wat nader aan die ouer broer is as in die verlore seun. Ek wil vir jou 'n waarskuwing gee, want die Here is besig om mense te herstel. God is besig om mense op te tel. Dis belangrik, as jy getrou is en jy het jou pa gedien vir jare, wees bly saam met jou pa vir elke seun wat huis toe kom. Mag die Here vir ons genade gee, sodat ons nooit meer van onsself dink as wat ons behoort nie. Mag ons in nederigheid saam wandel. Ek wil hê jy moet oplet. Die pa sê vir die oudste seun, alles wat ek het behoort aan jou. En so daar's natuurlik gevolge vir die verlore seun. Hy het sy erfporsie deur, dit is wat dit is. Maar God sal jou beloon. Maar bly jy nederig. Bly jy bly saam met die hemele. En vir almal van ons, irrelevant van waar jy in hierdie proses of op hierdie pad is. Ek wil vanoggend vir jou sê, wat Jesus vir Petrus gesê het. Wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Ek wil jou tog vra, ek wil jou vra om net te reageer op hierdie woord. As jy vanoggend wil sê, Here, ek weet ek is nie waar ek moet wees nie. Ek weet ek moet my pad vind tot by U huis en ek moet toelaat dat U my herstel. As jy vanoggend op dit wil reageer, wil jy nie net, terwyl elke oog gesluit is, net teenoor die Here, wil jy nie net jou hand opsteek teenoor Vader en sê, Vader, sien my asseblief ook raak vanoggend. As jy vanoggend net wil sê, ek weet ek moet huis toe kom, wil jy nie net jou hand vir die Here opsteek. En Here, dankie dat ek nou kan bid vir elke een. Vir elke een wat reageer op U woord.
Elkeen wat sê, Here, ek besef opnuut hoe nodig ek U het. Ek erken ek het gesondig teen U en ook teen ander. Here, wees my asseblief genadig. Vader, ek wil bid vir 'n besonderse nabyheid van U Heilige Gees, wat elke hart in hierdie oomblik bedien, sodat daar by ons sekerheid sal wees oor wat dit is wat U van ons vra. Here, dankie dat ons die beste hemelse Pa het. Dankie dat U ons verwelkom en dat U ons herstel. Dankie dat U ons roep om lewens te leef wat U verheerlik, om gehoorsaam te wees aan U stem. Ek bid dit in Jesus naam. Amen en amen.